Ek groet u. Iewers in die verloop van die eeue, in die raadsaal van die hemele, het God besluit dat daar 'n herstel moet kom in die breuk wat ontstaan het tussen die verhouding tussen God en mens, wat in die tuin van Eden gebeur het. Volgens die wet deur Moses kan daar nie vergifnis van sonde wees nie, behalwe deur die giet van die bloed van 'n vlekkelose offerlam. Daarom kan 'n mens nie hiervoor kwalifiseer nie, weens sy sondige natuur. En toe vra God, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En sy eniggebore seun kom na vore en sê, kyk, ek kom, en die boekrol is van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Ons lees dit in Hebreërs 10 vers 7. Hy sê ook, slagoffer en spysoffer wil u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei, was vers 5. 'n Liggaam was vir hom berei deur die bonatuurlike bevrugting in die moederskoot van 'n maagd, Maria, volgens God se woord. Die Seun van God het sy hemelwoning verlaat, wel wetende dat sy doel sal wees om vir jou en vir my te sterf op die eensame heuwel van Golgotha. God het die wêreld so lief gehad, en hy wag nog vandag met uitgestrekte arms om mense te ontvang wat sy seun Jesus wil aanneem as hulle verlosser. Maar God se liefde het 'n vervaldatum. Wanneer dit op middernag op God se horlosie gaan verander in die wraak as gevolg van mens se sondige keuses en hulle weiering om God se aanbod van genade te aanvaar. Dan gaan gebeur wat Romeine 14 vers 11 sê, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. Op hierdie punt sal dit te laat wees om Jesus as verlosser aan te neem. Neem hom nou aan, vandag nog, sodat jy verseker kan wees van die ewigheid in die teenwoordigheid van God en sy seun Jesus Christus. Amen.